Bybel oopmaak, soos ons hierdie kort reeksie, ons Paasreeks, Tetelestai, dit is volbring, it is finished. As jy Vrydag gemis het, dit sal hierdie week beskikbaar wees, die preek, ek dink dit kan ons help, elkeen van ons, om daai woord beter te verstaan en beter uit te leef. Dit sal hierdie week opwees. Vandag kyk ons na Johannes 20, ons het Johannes 19 gedoen, Vrydag, Johannes 20, John 20, 11 tot 18. En hou jou Bybel oop, onderstreep, maak vraagtekens, verbind goed. Hierdie is die woord van God. Maar Maria Magdalena, die een waaruit 7 demone gedryf is, daai Maria Magdalena, nie 'n prostituut, nie die een waaruit 7 demone gedryf is, die een wat saam Jesus gewandel het en selfs vir hom onderhou het, saam met Salome en van die ander vrouens. Maar Maria, en ook in kontras met 2 ander, wat by die graf was, wat nie meer daar is nie, het buitekant die graf staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk en 2 engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar sy kop en een waar sy voete was. Hoekom dit? Hoekom hierdie inligting? Hulle sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord, hulle het my Here weggevat. En dis so persoonlik. My Here. Vroeër in die teks sê sy vir Petrus en Johannes, hulle het die Here weggevat. En ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai. Let op haar postuur, ingebuk, omgedraai. En hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink hy is die tuinier en sê vir hom, meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, en ek dink dit was soos dit, Maria. Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie. What? Want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en jy gaan na my broers? Die eerste keer. Hulle relate nou anders met hom. Dis meer as net volgers. Dis in die familie van God. Ek het nog nie na die Vader opgegaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en na my God en julle God. Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disippels, ek het die Here gesien en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Dis die Sabbatdag wat verby is, wat op 'n Saterdag was. Dis nou Sondag, hierdie dag. Dis donker nog. Dis hierdie oomblik dalk waar die son net opkom of wil opkom. Dis sterk donker. En daar gaan vrouens, wat wil lyk of dit 5 vrouens was, as jy al die evangelies lees, op pad na die graf toe. Dis hierdie vrouens wat by die kruis was, wat oorkant die graf gesit het toe Nikodemus en Josef van Arimatea vir Jesus begrawe het. Dis nou hierdie vrouens wat vroeg, terwyl dit half donker is, na die graf gaan. Die gesprek is dit: hoe sal ons die klip
wegrol. Daar is iets tussen ons en Jesus wat ons nie kan wegvat nie. Ewig waar vir almal wat gebore word. Daar is iets tussen ons en Jesus wat ons nie kan wegvat nie. Die sonderots. Hoe is daai rots weggeskuif? Contrary to baie kinderbybels. Matteus 28 sê vir ons, 'n engel het gekom en die rots weggevat. Bonatuurlik. Daar gekom, sien hulle dit. Die graf is leeg. Hardloop na Petrus en Johannes, wat nie vroeg daai oggend daar was nie. Hoorie, die graf is leeg, Jesus is weggeneem, ons weet nie waar hy is nie. Die eerste disipel Olimpiese spele skop af. Die ouer man, Patrick, hardloop die jonger man weg. Johannes is 'n ouer man, Petrus wil nie verloor nie, maar hy verloor. Johannes kom eerste by die graf, hy stop. Hy gaan nie in nie. Hierdie vol, bombastiese, voluit Petrus hardloop verby die ou man in die graf in. Sien die doeke daar lê, netjies, nog in plek, die kopdoek waar hy moet wees. As dit Tomb Raiders sou gewees het, mense wat die graf, die liggame kom steel, want dit was 'n ding, sou dit nie so gelyk het nie. Dit sou nie so 'n netjiese storie gewees het nie. En hy kom uit. Eventually, die een wat hom liefhet, Johannes, gaan ook in en hy sien dieselfde. Beide glo Jesus het opgestaan. Wat doen hulle daarna? Wat sou jy gedoen het? Hulle gaan huis toe. Ek sê, wat? Ek sou dit so seker gemaak het door 'n paar goed. Wat gaan nie aan? Hulle gaan huis toe, daar waar hulle gebly het. Maria, wat doen sy? Maria Magdalena bly. Maar Jesus is weg. 4 keer in 8 verse kom die woord huil voor. Ek dink Johannes wil vir ons sê, sy was regtig hartseer. Sy was regtig lief vir Jesus. Sy is regtig lief vir Jesus. Sy bly. Sy gaan eventually in. En wat sien sy daar binne? 2 engele. Let gou op oor die posisie van daai engele. Het jy al iets in die Bybel gelees en net oor dit gelees? Jy weet wat daar staan, maar is niks wow significant vir jou. Het jy dit al beleef? Het jy al iets beleef van ek lees dit, maar ek weet eintlik wat dit nie beteken nie, ek verstaan dit nie. Wat doen ons gewoonlik met dit? Ons gaan net aan. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, Scripture is God breathed, uitgeblaas. Elke woord in jou Bybel is van God se mond. Moenie net oor, gaan nie in terug Willem. Moenie net oor dit lees nie. In die Ou Testament lees ons in Exodus 22, dink ek 25 eerder, waar God vir Moses sê hoe die verbondsark moet lyk. Daar moet gerubs wees, engele, een aan die kant, een aan daai kant. Op die deksel van die ark, hierdie plat slab. Hulle moet so na mekaar toe gaan, en dit is hier waar Aaron 1 keer 'n jaar sou moes ingaan in die tabernakel en dan die bloed besprinkel op die deksel. Die Afrikaans praat van 'n deksel, die Engels praat van the mercy seat. Johannes teken vir ons daai prentjie van hoe dit gelyk het in die graf. Baie een aan soos dit. Verbeel jouself die plat stuk waar Jesus sou gelê het, hierdie slab, met 'n engel by hierdie kant en 'n engel by daai kant.
hierdie donker graf word ewe skielik 'n troonkamer. Hierdie donker graf met die engele wat sou skyn met wit klere word verlig, want dit volbring daai oomblik wat Jesus aan die begin gesê het, wat God gesê het, Aaron, julle moet dit doen, vir die volk se versoening vir hulle sonde, the atonement sacrifice. Jesus word dit. Jesus volbring dit. Jesus sê, daar is geen meer offer nodig nie. Hierdie offer, hierdie bloed wat, en dalk, dis spekulering, dalk was daar bloedvlekke op daai klip op die graf. Ek weet nie, daar waar hy gelê het. Sy liggaam was verwoes. Nikodemus en Josef het hom gebalsem, nie iets wat manne gewoonlik gedoen het nie. Dalk is dit hoekom die vrouens gekom het. Ons moet dit net beter doen hierdie. Hulle doen nie dit gewoonlik nie. Dalk is daar bloed, ek weet nie. Maar wat ek weet, is daai oomblik beeld dit uit. Vir generasies en generasies staan dit vas, dat daai leë graf beteken nou, God se bloed versoen sonde. Ek lees hierdie mooi aanhaling, iewers hierdie week, there's silent witness. Daar's soveel goed dat ons net oorlees in die skrif. Transform an empty slab of stone into a throne room of grace, assuring every generation that the crucified is risen indeed. Ek dink nie Maria dit besef nie. Ek dink nie Maria besef wat sy sien nie. Maar ek en jy het die eer en die leksheid om terug te kan kyk op dit en die dots te verbind. Dat hy het opgestaan. Na dit stap sy uit die graf uit en let op haar postuur. Sy het omgedraai. Sy was hier binne, nou draai sy om. Het jy al iets gehad wat so seer maak, wat dalk so vernederend is, wat soveel pyn bring, dat jy wil nie eers daaroor praat nie. Jy wil nie eers daarna kyk nie. Ek dink dis wat sy beleef het. Hierdie oomblik, sy kyk dit, maar hy's en sy draai om van hierdie ding. Of dit nou is, iets dalk vir ons ouer mense uit ons verre verlede, wat ons gaan bære het, dis bloot te seer om oor te praat. Of dit dalk 'n vars wond is vir jou, van 'n kind wat die pad byste raak. Of dit dalk tans 'n depressie is in jou lewe, jy wil nie eens daaroor praat nie. Wat dit ook al is, ons kan relate met dit. Sy draai om, Jesus staan hier, maar sy dink dis die tuinier. Pyn, depressie, wonde, het 'n manier om Jesus, al is sy naby, te verdof in ons oë. Nie sy oë nie. Het jy die vraag gevra, waar is hy in whatever? Dis wat sy doen. Hulle het hom weggevat. As jy weet, as jy dit gedoen het, sê vir my waar hy is, ek sal hom wegvat. Daar is baie keer 'n plek waar ons pyn moet face. Jesus weet, en sy vraag aan haar is die volgende: waarom huil jy? Wie soek jy? What? Wie vra hierdie vraag? Jesus, wie is Jesus? Dit moet ons bietjie vinniger vat, julle. God. Hy is God. Wat weet God? Alles. Hoekom vra hy dit? Hoekom vra hy vir haar, waarom huil jy, wie soek jy?
Dalk is dit omdat hy weet as ons pyn binne in ons los, het dit 'n manier om ons te verwoes. Dalk weet hy dat om oor dit te praat is deel van die restaurasie. Dalk sê hy vir haar saggies, hey, ek wil jou nou na 'n plek vat waar jou oë oop gaan, want jy sien my nie. Ek weet nie wat die rede is nie, ek dink als van daai kan waar wees. En dan sê hy vir haar, Maria. En toe hy dit sê, let op haar posisie, toe draai sy weer terug. Sy het met hom gepraat, sy het weer graf toe gedraai, en toe hy sê, Maria. Hoekom? Johannes, dink is 10 vers 3 en 4 sê, hy roep sy skape. Hulle hoor sy stem, in feite hy roep hulle by die, en hulle sal hom volg, hy sal hulle lei. In daai oomblik val sy, sê jy van die ander evangelies, voor hom neer, aanbid hom en hou hom vas by sy voete. Wat 'n intieme scene, die trane, die deemekaarigheid, die blydskap. Het jy al 'n kind gesien wat lag en huil gelyk? Dit breek hier binne, dit was so 'n oomblik. Wat sê Jesus vir haar? Don't cling to me. What? Jesus, is jy seker dis wat jy moet sê? Moenie aan my vashou nie. Het jy al gewonder hoekom? D.A. Carson, 'n baie bekende evangelistiese teoloog, sê hierdie vers, Johannes 20:17, is 'n handjievol van die moeilikste verse in die Bybel. Moenie aan my vasklou nie, want dit wil voorkom of Jesus haar verwerp, reject, wegdruk. Wat dit moeiliker maak, 10 verse hierna, sê hy vir 'n ander champ iets anders. Ken julle daai ou? Sy naam is Thomas. Wat sê hy vir Thomas? 10 verse later. Thomas, kom, voel, sit jou hand op my. Hierso, voel. Wat gaan hier aan? Dis nie dat dit nou 'n mistiese ding is en nou mag niemand aan Jesus vat nie. Dit kan nie dit wees nie. Want dis wat ek gedink het growing up. Hy het nog nie lekker opgevaar en nou sê hy spook en ek moenie. Dit kan nie dit wees nie. Wat is dit? Want wat ook al sy gehoor het, maak dat sy opstaan en go met blydskap. Wat het gebeur? Tussen Here, u verwerp haar volgens my, na sy hardloop full of joy en sy word die eerste evangelis, 'n vrou. Moenie dit mislees nie. Want ek dink Jesus sê vir haar, Maria, jy wil aan my vashou as 'n mens. Joune. Jy wil aan my vashou as die Jesus wat jy ken, wat die stofstrate geloop het, van Judea, Samaria, daai plekke. Jesus sê vir haar, maar as ek opvaar, want dis die konteks, het jy gesien? As ek opvaar, ek gaan na my Vader toe. Ek wil hê, jy moet aan my vashou as God. Ek is God. En Maria, as jy intimiteit, nabyheid met my gaan beleef, in die post-opstanding era tot ek weer kom, dit gaan wees deur die Gees. Wat beter is,
Want hier's eintlik hoekom ek jou stuur, Maria, ek is nou by jou en ek kan nie nou by hulle ook wees nie. Daarom stuur ek jou. Maar as ek opvaar wat beter is, dan gaan ek hierdie Gees stuur. En Matteus 1 vers 23 praat van 'n Ou Testament skrif wat sê, Immanuel, God by ons. Nie God by my nie, alhoewel dit waar is, maar God by gelyk waar vir almal wat hier sit, omdat ons nou deur die Gees met hom kan relate. Ek dink sy het iets van dit besef. Sy het iets van dit gesnap, want 'n huilende vrou word 'n hardlopende, bly vrou. Iets het verander. Ek dink sy het iets van dit besef. Beleef jy daai intimiteit wat beskikbaar is vandag deur die Gees van God met Jesus? Dalk 'n stap terug, waar is God in jou pyn? Net hier. Soms sien ons hom nie, maar dit sê nie, hy sien nie my nie. Soms voel ek dalk 'n bietjie ver. Die realiteit is, hy is naby. Hy sien nie net nie, hy is nie net naby nie, hier's die kersie op die koek. Dit wat hy sien, en wat jy beleef, hy weet hoe dit voel. Hy kom nou van die Everest van daai pyn en seer af. Hy het dit beleef. Wat doen dit aan jou as jy weet, hy sien jou? Al sien jy hom nie. Hy is naby, al vra jy, waar is my Jesus? En hy weet. En as jy dalk net geloof sal kry om terug te kyk, dalk in daai donker pyn in daai graf wat oopgerol is, sal jy dalk sien, daar's 'n klip weggerol. En as jy daar deur kyk, sal jy daai plat slab sien. The mercy seat, wat Hebreërs vir ons sê, nou kan ons na hom toe hardloop, met vrymoedigheid, na die genade troon in tye van nood. Het jy iets waarmee jy moet hardloop, na Jesus toe? Moet jy dalk draai terug na Jesus toe? Het jy dalk pyn waaroor jy moet praat? Jesus weet hoe dit voel, maar hy weet ook die pad vorentoe. Is jy bereid om hom te volg? Moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. En dan is daar, you can go on Willem, yes, that one. Dan is daar 2 woorde wat sleutel is, 'n want en 'n maar. Moenie gaan nie want, moenie aan my vas nie want, ons het daaroor gepraat, dan is daar 'n maar. Maar gaan. Gaan na my broers toe, gaan vertel vir hulle. Die evangelie in hierdie skrif is dat Jesus verwerp nie vir Maria Magdalena nie. Hy stuur haar in 'n nuwe rigting. Hy verwerp nie, hy verander haar rigting. He does not reject, he redirects. Hy druk haar nie weg nie, hy stuur haar weg. Dis anderste. Dit sê Maria, jy het 'n nuwe rede vir lewe. Jou lewe slaan 'n nuwe rigting in. Die graf is leeg. Wie soek jy hier? Gaan en vertel. Dis hoe jy my nabyheid gaan beleef. In Matteus 28, en ons sluit hiermee af,
sê Jesus vir sy disippels, gaan uit, maak disippels van alle nasies, dis vers 18 tot 20, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het, en dan sê hy dit, en ek sal by julle wees, tot die einde van die wêreld. Ek dink sy voel dit, sy snap dit, en daarom kan sy gaan. Sy beleef hom in haar gaan. Beleef jy hom so? As jy gaan bid in die ouer huis van al die mense, en dan die siekeboeg ingaan, beleef dan nie vir Jesus? Patrick, as jy Bybels uitdeel in die tronk, beleef jy vir Jesus? As jy dit hier by hierdie skool kom doen, beleef jy vir Jesus? Gerard in jou Connect groep, as jy besig is om mense te disipel, beleef jy vir Jesus? Oom Koos, as oom bid, as oom uitgaan, as oom gaan stap, beleef oom vir Jesus? Hoekom? Want hy het dit beloof. Sal jy saam met Jesus wandel, al sien jy hom nie? Dis waantoe hy elkeen van ons roep. Hy roep jou, 1, om met pyn te deel. 2, om dalk terug te draai vir hom. Dalk die eerste keer in jou lewe na hom toe te draai vandag. Hy wil vir jou 'n nuwe rigting gee. Hy wil jou heil en hartloop verander. Jou rejection in 'n redirection. Sal jy hom volg? Kom ek bid vir ons, Here. U sien elkeen van ons. U sien elkeen van ons. En as u kyk, dan kyk u anders as wat ons vir mekaar kyk. U sien die dinge beter wat ek self van myself probeer sien. U sien dit beter van myself. U ken beter wat niemand ken van my nie. Maar ook roep u elkeen op ons naam. Jy vanoggend hier sit en die Heilige Gees werk in jou hart oor pyn in die verlede of hede, veral pyn wat jy wegsit. Miskien het jy nodig om te sê, Here, ek kort hulp hiermee. Jy dink jy gaan aan. As dit nie meer gedeel het nie, is dit soos 'n hak in jou rug met 'n gewig. Jy sal moer word as wat jy moet word. Jy sal minder joy beleef as wat jy kan beleef. Jy sal nie vrede hê in hierdie lewe nie, tot die prins van vrede in die situasie inloop. As jy daar is, net met jou oë toe. Ek wil net saam jou bid vanoggend. Wil jy net vir my kyk dat ek saam met jou kan bid nie? Hier's mense wat hier sit, dankie, in pyn. Goed van die verlede. Dankie, dankie. Dankie. Yes. Yes. Dankie. Kan ek jou vra om bold te wees? Since this is a gathering of saints, wil jy nie net staan, dat ons om jou kan staan nie. Wil jy nie net staan, sodat mense saam met jou kan bid nou, soos ek bid, net hande op lê, dankie. Dankie. Sal julle daar omdraai, dan nie en daar bid, Marshall, julle daar, staan. Johan, sal julle sommer hier bid, daar so, ouma, gaan bid daar saam met Christel. Yes, hierso nog Gerry ook, wil jy nie net hierso agter saam gaan bid nie, asseblief, hierso, ouma Sandy, daar so, Leona, julle ook saam bid.
Hierso, Rosie, wil julle net hierso hande op lê, daar saam bid, daar so agter julle ook. Bid sommer saam daar, vat jou vrou saam. Sal julle twee saam daar bid, asseblief. Yes. En al wat ons doen is, ons vra vir die Here om te doen nou wat net hy kan doen. Here, U sien die pyn. Here, sal U vrede bring, genesing bring, vergifnis bring, en as jy iemand het om te vergewe, doen dit nou. Dis 'n stap van geloof. Dis nie ek erken, dis reg wat met my gebeur het nie. Dis nie dit nie. Dis 'n stap van geloof. Here, ek laat hulle nou vry. Want ek weet uiteindelik het ek myself gevange gehou. As jy 'n pa het om te vergewe, 'n leierskapfiguur het om te vergewe, doen dit nou. As jy jouself moet vergewe, doen dit nou. Here, dankie dat U nou ketTINGS losmaak, dat U vrede bring, dat U genesing bring, Here. Dankie vir die nederigheid. Here, ons het te lang tyd spandeer in hoogmoed. Almal van ons wat hier is. Ek is te skaam om op te staan. Wat as wie? Here, daar's geen prys te groot om te betaal om U te volg nie. Ons wil U volg, Here. Ons weet U kan ons vrymaak, so doen dit vanoggend. In die naam van Jesus spreek ek oor elkeen van julle 'n nuwe vrede, 'n nuwe vreugde en 'n nuwe rede vir jou lewe. Daar sal nie plek wees vir depressie in jou lewe nie. Selfmoordneigings is nie welkom meer nie. Don't entertain it. Dit's die gesplete tong van die duiwel wat nie waarheid met jou kan praat nie, wat vir jou sê dis 'n opsie. Dis nie 'n opsie nie. Here, vergewe ons vir dit. Here, blaas U nuwe asem in elkeen van hierdie mense. Julle almal kan sommer saam my staan. Almal, kom ons staan saam, ons sluit af. Miskien is daar een of twee van ons wat sê, Here, ek is Maria wat vir 'n oomblik weggedraai het van U af. Ek het weggedraai, maar vanoggend hoor ek U stem en ek draai terug. Is daar so iemand wat voel, hulle moet terugdraai na die Here toe? Hy het jou al gered. Doen dit nou. Here, ons draai terug. Elkeen van ons na U. U is ons prys. U is ons Here. Dis wat Maria gesê het. Leermeester, Here. Die een wat eienaarskap het oor ons. Here, ek spreek 'n seën uit oor elke siel, elke gesin wat hier verteenwoordig word. En ek sê, gaan met die vreugde en die vrede van God. En almal sê, Amen. Amen.